Goeiedag geliefdes, dis goed om u weer saam met ons te verwelkom by ons selgroep. Ons is besig met Romeine, die eerste hoofstuk. En ons gaan vandag stil staan daar by die 4de vers. Maar ek wil vir u lees vanaf die eerste vers, dat ons net die verband kry, veral tussen die 3de en die 4de vers, as die apostel Paulus vir ons die volgende sê. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy van tevore beloof het deur sy profete in die heilige geskrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en dan na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here. Paulus het vir ons in die 3de vers gesê, die getuienis in die heilige skrifte, die Ou Testamentiese profete, wat getuig het aangaande Jesus Christus wat sou kom. En daar is legio van skrifgedeeltes waarna ons kan verwys. Ek kan bloot maar vir u net verwys na wat hy vir ons op aarde kom doen het, toe hy die kruis van Golgotha op homself geneem het. As u Jesaja 53 lees, dan lees u 'n definitiewe, baie duidelike beeld van Jesus Christus wat vir ons verlossing bewerk. As u Jesaja 61 lees, dan lees u die salwing van God op hom, en wat sy aardse bediening betref, hoe hy mense sal gesond maak en mense verlos van hulle probleme. As jy Psalm 22 lees, dan lees jy kruiswoorde, wat letterlik aan die kruis geuiter is, en ook wat met hom as seun van God gebeur het. Daarom kom die apostel Paulus en sê na die gees van heiligheid. Nou kom ek en u praat net heel eerste oor die seun van God, wat deur die opstanding vir u en my, deur die krag van God 'n realiteit geword het. Jesus Christus is seun van God, met krag deur die opstanding uit die dode verwek. Ek wil egter vir u sê, hierdie openbaring wat hy van praat, as hy sê, dat die gees van heiligheid verklaar as die seun van God, het nie beteken dat hy dit geword het nie. Hy was nog altyd seun van God. Hierdie woord verklaring is bloot aan my en u as 'n openbaring gegee, dinge wat rondom hom gebeur het en met hom gebeur het, om vir ons te wys dat hy is die seun van God, wat uit die dode opgestaan het, wat deur God gestuur is. Ou Testamenties in Jesaja 7 vers 14, is daar baie duidelik gesê, die maagd sal swanger word, en julle moet hom u naam Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Met die verskyning aan Maria, het die Here vir Maria gesê, Maria, jy sal swanger word, en dit wat in jou binneste plaasvind, sal deur die Heilige Gees geboorte gewek word deur die Heilige Gees, en julle moet hom Jesus noem. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde kom verlos. Daarom is Jesus Christus alleen deur die werke wat hy gedoen het, deur die kruisiging en deur die opstanding bewys as die een wat God gestuur het, wat vir ons aan die kruis van Golgotha sou kom sterwe, om vir ons heil uit te werk en vir ons saligheid te bring. En daarom is dit geweldig belangrik dat ek en u hoor, wat was Jesus Christus en wie is Jesus Christus? Kom ek neem u na Johannes die eerste hoofstuk, dan hoor u net. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Dan vers 14. En die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon.
En ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid is van die Vader, vol van genade en waarheid. Die apostel Paulus stel dit in Filippense vir ons in hierdie woorde, Filippense 2, vers 6 tot 8, sê vir ons hierdie woorde. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. In 'n gedaante gevind as 'n mens, het homself verneder deur gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek het ook vir u laasweek verwys na Hebreërs. Hy moes aan alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n getroue barmhartige priester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan. Hy het vlees en bloed geword. Die bokke van bokke en kalwers kon nie vir 'n mens saligheid bewerk nie. Maar deur sy bloed het hy eenmaal ingegaan en vir ons 'n ewige saligheid bewerk. Daarom ook in Matteus 28 vers 19 en 20, toe hy van sy disippeltjies afskeid neem, toe sê hy vir hierdie woorde, gaan die hele wêreld in, gaan maak disippels, verkondig die evangelie, maak disippels, doop hulle, en kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Daar in Johannes 17 vers 5, het hy ook tot die Vader gebid en hierdie woorde gesê, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Hierdie Jesus is na die aarde toe gestuur deur God, met die doel om vir u en my saligheid te kom uitwerk. Paulus sê in 1 Timoteus, die 1 hoofstuk vers 15, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wêreld ingekom het, om sondaars te kom red, van wie ek die vernaamste is. En ook die Petrus, as hy daar in Handelinge preek, in Handelinge 2, dan sê hy vir hierdie Jezus wat julle gekruisig het God Christus gemaak, en hy het hom opgewek uit die dood. Mense kom tot inkeer van hulle sonde, en hulle besef dat hulle die Messias gekruisig het, en vra, wat moet ons doen om gered te word? Waarop die apostel Paulus dan vir hulle sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en julle sal die gawe van die Gees ontvang. Jesus is aan ons gegee. Sy bediening op aarde was die bediening deur die krag van God. Dink net aan 'n Lazarus wat al daelang dood is en die Here sê rol die klip voor die graf weg. Here, hy ruik al. Hy het al begin ontbind, Here. Hy is dood, Here. En dan sê die Here Lazarus, ek sê vir jou, kom uit. Die volgende oomblik met doeke gebind, hoe weet ek nie, kom Lazarus dan so half uitgehop, as ek het so kan sê, met die doodskleed rondom hom gedrapeer. En hy lewe. Want God het vir hom gesê, Lazarus, ek sê vir jou, staan op. Ons kan dink aan ander gevalle in die Bybel. Dink aan die storm op die see. En die Here Jesus lê rustig in slaap. Hulle maak hom wakker en sê, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie? Waarop hy bloot opstaan en sê, wind gaan lê, storm word stil. En die volgende oomblik is die storm doodstil en die water is kalm. U sien, hy spreek met gesag. Daarom kan hy vir 'n man by Bethesda sê, wat al oor die 30 jaar daar lê, en het nog nooit die geleentheid gehad om in die water te kom, sodat as die water deur die engel geroer is, die eerste wat inkom word genees. Vir 30 jaar spook hy al om eerste te wees, en daar's elke keer net iemand voor hom, wat iets vir my sê van 'n erg gestremde man. Dan kom die Here Jesus daar aan en sê vir hom, staan op, neem jou bed en gaan huis toe. 'n Blinde man, wat langs die pad sit en bedel, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Here, ek wil sien. Die Here raak sy oë aan en onmiddellik sien hy. So kan ons die een wonderwerk na die ander wonderwerk kyk, waar die krag van God aan hom geopenbaar is en deur hom gewerk het, sodat mense om hom moet getuig, ons het nog nooit
in ons lewe so iets aanskou nie. Dit is 'n absolute wonderwerk van God wat voor ons oë gebeur. Hy is met krag verklaar as die Seun van God. Maar daar's 'n volgende element. Hy sê deur die Heilige Gees verklaar as die Heilige. Hy verklaar as die Seun van God. Hebreërs die 6de hoofstuk, en miskien wil ek dit vir u lees. Hebreërs 6 vers 27 beskryf hom as volg, dat u net hoor wie is hierdie Jesus wat ek en jy aanbid. Hebreërs 7 vers 26 sê hierdie woorde: Daarom kan hy ook volkome red wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat so hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet en afgeskei is van die sondaars en wat hoër as die hemele geword het. Ag, onthou u daardie dag na sy opstanding, toe hy saam met sy disippeltjies op die berg is. En ewe skielik kom daar 'n wolk wat net onder hom inskuif, en hy deur die wolk opgeneem, en daar gaan hy God tegemoet in die hemel. En dan sê die engele, soos julle hom na die hemel gesien wegvaar het, so sal hy weer terugkom. U sien die geliefde, hierdie Jesus Christus was die vlekkelose Seun van God. Op 'n stadium het hy ook gesê, wie van julle beskuldig my van sonde? Wie van julle kan die vinger op my lê? Dit is die misterie. Hy is in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sonde. Daarom sê Hebreërs ook, wat ek nou pas vir u gelees het, een wat heilig, onskuldig, onbesmet en afgeskei is van die sondaars, wat hoër geword het as die hemele. Hy's gekruisig in swakheid, sê die Bybel vir ons, maar hy's opgewek deur die krag van God. Ag, hy's in daardie graf gelê, en mense het gedink dat die hoop daarmee heen is. Hulle wat hy gereken het wat die verlosser is. Hulle wat die Emmausgangers bely om te sê, ons het gedink dat dit hy is, wat ons van die dwinglandy van die Romeine sal verlos, maar nou is hy gekruisig. Ons hoop is weg. En dan sluit Jesus by hulle aan, en dan lees ons, hy het uit al die skrifte, vanaf Moses, deur die psalmes en die profete, vir hulle al die skrifte uitgelê wat betrekking op hom het. Hy het al die skrifgedeeltes wat die profete geprofeteer het hy aan hulle geopenbaar. En hy het die skrifte met hulle gedeel, wat met die Messias, met die Jesus moes gebeur. Die aand kom hy by hulle huis aan, hulle nooi hom om daar oor te bly, en die aand toe hy eet en hy vat brood en hy breek dit. Daardie oomblik verdwyn hy uit hulle gesig. Ek weet nie of hulle die wonde in sy hand gesien het nie, toe hy die brood breek nie, maar hulle haas hulle terug na Jerusalem om te sê, hy leef, hy het aan ons verskyn. Verskoon geliefdes, dink net 'n oomblik aan daardie gebeure by die graf. Daar is 'n swaar klip voor die graf gerol. 'n Engel van die Here kom, en 'n engel van die Here rol hierdie klip weg. Hoekom rol hy die klip weg? Dat Jesus kan uitkom? Nee. Nie, hy het klaar opgestaan. Hy het vir hulle voor die tyd gesê, na 3 dae staan ek op, dan gaan ek nie meer hier wees nie. Toe hulle by die graf kom, die vroue, is die klip weggerol. Wie het die klip weggerol? As hulle ingaan, dan sien hulle engele, wat vir hulle sê, waarom soek julle die lewende by die dode? Onthou julle nie wat hy gesê het nie? Hulle haas vir die disippels dan vertel, en Petrus en Johannes hardloop na die graf toe, en toe hulle daar kom, al wat hulle kry is die doeke wat netjies opgevou is, en engele wat vir hulle sê, hy leef, hy het nie hy leef, hy is nie dood, hy het opgestaan. Ja, selfs die wag, wat hom moes oppas dat niemand sy liggaam kom steel nie, sê, waarlik, hier was die Seun van God. Hy het die dode oorwin. Hy wat mag oor die dode het hy uitgewis. En deur sy opstanding het daar vir jou en my 'n opstanding 'n realiteit geword.
1 Korintiërs 15 praat Paulus daaroor om te sê, as Jesus Christus nie opgestaan het nie, was daar vir jou en my geen opstanding gewees nie. Maar hy het opgestaan, sodat ons ook kan opstaan. Hoor hom dan as hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek vir julle plek berei, dan gaan ek weer na julle toe kom. En dan gaan ek julle kom neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En as die apostel Paulus daaroor getuig, dan sê hy, nie alleen het hy opgestaan nie, maar daardie dag toe Jesus opstaan, is daar dooies, wat reeds gesterf het op die strate van Jerusalem gesien, die graf het oopgegaan, en die Ou Testamentiese dooies het opgestaan, en mense het hulle gesien. Paulus sê, daar is oor die 500, wat daarvan kan getuig, dat hy opgestaan het. Dink dit aan daardie dag van die visvang, toe hy op die strand is, en die disippeltjies kom terug, en hier is vis vir hulle gebraai. Seun van God het opgestaan, hy verskyn aan hulle. Hy het verskeie kere aan hulle verskyn, sodat 500 van hulle kan bely. En dan daardie dag so gesê het, as hy na die wolke opvaar. En sy disippeltjies sien hom opvaar, en hulle hoor, hy kom weer. Daarom sê Romeine 1 vir ons dit so mooi, as hy sê hy is opgewek deur die gees van heiligheid, let op, dat die gees van heiligheid met krag verklaar is. Die Heilige Gees het op hom gerus. Die wonderwerke van God wat deur hom verklaar is as die Seun van God die opstanding van die dode, en hy van wie ek praat is Jesus Christus. Hy wat tussen julle gewandel het, wat Petrus van getuig het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is die Christus, is die Messias, is die uitverkorene van God. Geliefdes, ek en jy het 'n wonderbaarlike verlossing uit sy hand ontvang. En omdat hy opgestaan het, omdat hy die eerste uit die dode uit is, kon hy ook in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie. Daarom sê Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam in die hemel bekend, wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Daarom sê 1 Johannes 5, van die 11de vers af, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Jesus Christus is met krag verklaar, as die Seun van God. Nie alleen in sy lewe op aarde nie, maar deur die opstanding uit die dode, het God sy krag verklaar, het hy hom opgewek, en die dood het geen vat op hom gehad nie. Toe hy die kruis uitroep, dit is volbring, het hy die prys vir sonde betaal, het hy verlossing vir die mens gebring, en daarom is daar 'n opstanding waarop ek en jy wag. Ons wag met reikhalsende verlange, ook die skepping wag met reikhalsende verlange, om nuut gemaak te word. Geliefdes, dis ons grootste hoop en vooruitgang. Jesus Christus kom terug. Hy kom ons haal. Wees gereed as hy kom. Wees gereed om hom te ontmoet met 'n onbeskaamde gesig. Ek praat volgende week met u verder. Mag die Here vir u so ryklik seën en mag u verbly in die hoop dat u kind van God is en u het 'n ewige godsalige sekerheid dat as hy terugkom, u sal saam met hom gaan. Die Here seën vir u, terwyl ons weer met mekaar praat. Goeiedag vir u.